Ons almal ken in 'n dorp of 'n stad of op 'n plaas, ergens so 'n verlate plek. En toe dink ek, partykeer lyk ons so. Ons lewens lyk so vir ander mense. En party van ons sien net die gebreekte vensters, die ver wat afdop en die slegte toestand. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy hou my uit die dode en hy sit my in die lewe. Hy hou my uit die dode en hy sit my in die lewe. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy hou my uit die dode en hy sit my in die lewe. Hy hou my uit die dode en hy sit my in die lewe. So wonderbaar, so wonderbaar. Hy is so wonderbaar. So wonderbaar, so wonderbaar. Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy hou my uit die dode en hy sit my in die lewe. Die hou my uit die dode en hy sit my in die lewe. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy hou my uit die dode en hy sit my in die lewe. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy hou my uit die dode en hy sit my in die lewe. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Kan ons vir pastoor Fredo Lang woord kry asseblief? Ek gaan vir Stanley vra om net vir ons te open. Die week toe ek nou hiernatoe ry die oggend voor werk, toe dink ek aan my preek en ek het lankal 'n prentjie en voor die prentjie toe sien ek iets en ek wonder waaroor gaan dit, moet ek dit bysit of wat? En met plaasopening toe kom Stanley en hy gee my 'n bevestiging daarvan. Hy praat oor van dit. So ek sal nou vir julle sê en dis hoekom ek vir Stanley net vra om vir ons te open. OK. Here, ons kom nederig voor u voete neer vandag, Vader, en ons vra, Here, dat elkeen van ons hier so ons harte sal oopmaak, Here. Dat elke hart wat hier in die gehoor sit, Vader, wat 'n hart van klip is, Vader, dat dit 'n hart van vlees in sal verander word na vandag, Here. Ons vra, Here, dat elke woord wat uit Fredo se mond uitkom, Vader, gesalf sal wees met u salwingsolie, Vader. Ek vra, Here, dat elkeen van ons sal ontvang vandag, Vader, dat ons nie dieselfde mens sal bly as wat ons hier ingestap het, Here. Dat as ons uitstap, Vader, dat ons 'n beter mens sal wees in onsself, Vader. Ons vra, Here, dat elkeen van ons die boodskap in ons lewens sal implementeer en nie net luister nie, Vader. Ek eer u vir die dag vir vandag, Vader, waar ons nog u kan dien, Vader, sonder om vervolg te word of doodgemaak te word vir ons geloof, Here. Ons eer en ons vertrou u, Vader, dat groot dinge vandag gaan gebeur word, Vader. U teenwoordigheid sal teenwoordig wees vandag in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Stanley. Sê. Okay, die week toe praat ek met iemand wat nou huis toe gegaan het. Hy was ook 'n tydjie by ons gewees en ek vra toe vir hom, is jy reg om huis toe te gaan?
Hy sê yes, hy sê nou kan sy lewe ook begin. En toe dink ek het ook al baie in my lewe gesê, yes, ek wil my lewe begin. Maar die feit is, my lewe het 37 jaar terug begin al eintlik. Die lewe gaan net aan. Jy kan nie weer begin nie. Jy kan oorbegin, maar nie heeltemal van voor af, jy lewe begin nie. En, dit is ook sê, baie van ons geneig om te sê, ek wil my lewe begin, so asof dit iets is wat nog moet gebeur, of wanneer ons ophou met iets, dan sê ons, nee, die lewe gaan, of ek wil my lewe begin. Of wanneer ons 'n kans kry, of as alles net lyk of dit begin regkom, dan, yes, my lewe begin weer. Maar eintlik gaan die lewe net nog heeltyd aan. Ons verlede, selfs die foute, die slegte keuses en die moeilike tye, is ook deel van ons. Dit beteken nie ons moet daarin vasgevang bly nie. 'n Nuwe hoofstuk kan vandag begin, maar dit begin omdat jou vorige kere opgemors het nie. Dit begin as jy besluit om die Here aan te neem en die res van jou lewe in sy wil te bly. My lewe tot sover tot nou toe is nie 'n verlore tyd nie. Ek sien dit nie so nie. Dit het my gevorm, my geleer, my sterker gemaak en my gebring tot waar ek vandag is. En die beste is, die volgende deel kan nog net steeds beter wees as die vorige ene. So jy hoef nie te sê my lewe begin nou nie. Jy kan sê my lewe het lankal begin, maar van vandag af gaan ek net aan met my lewe. En gaan ek dit aan my lewe met die Heilige Gees in my lewe en met meer wysheid en ernstigheid saam met God teenoor my hart en my gaan ek aan met meer wysheid en ernstigheid teenoor God in my hart. Ek het ook 'n tydjie al terug, toe kry ek 2 prentjies. En ja, ek gaan nou die eerste ene, Jordan. Ons almal ken in 'n dorp of 'n stad of 'n plaas, ergens so 'n verlate plek. En toe dink ek, partykeer lyk ons so. Ons lewens lyk so vir ander mense. En party van ons sien net die gebreekte vensters, die ver wat afdop en die slegte toestand. Hulle loop verby en dink, yes, daar's niks meer oor van daai ou nie. Hulle sien nie die huidige toestand, maar hulle sien nie die storie wat daar binne was nie. Hulle sien nie die goeie tye wat daar dalk was nie, hoe daardie mense wat daar gewoon het, die drome wat daar begin het, die mense wat gelag het en wat gekuier het saam mekaar, sien hulle nie raak nie. Ons sien net die foute, die slegte tye, die verkeerde keuses wat iemand gemaak het om hy plek so te los. Maar daar is ook van ons wat anders kyk daarna. Ons sien net die stukkende huis. Ons sien nie net die ou stukkende huis hier. Ons sien 'n fondasie wat nog steeds staan. Ons sien die moontlikheid. Ons weet hierdie plek kan weer mooi word. Hierdie gebou het soveel waarde. En dit is ook hoe God na ons kyk. So op 'n tyd was ek so huis gewees. Ek was down and out gewees en my groot downfall was drank gewees. En ek was so stikkend. En ek het die week vir iemand vertel, ek weet nie wie was die nie. 'n Stukkie van my meeste mense ken my getuienis nie, maar ek het 'n stukkie van my getuienis vertel wat ek nie altyd vertel nie. En ek sal nou vandag deel. Op 'n tyd is ek skaam daaroor gewees, maar die Here het my vrygemaak. Ek is nou right met dit. So net so rukkie voor ek gekom het, ek dink so 4-5 maande voor ek gekom het, toe was dit baie erg geweest. Toe het ek het aan en af gewerk. Ek het my meisie in my lewe daai tyd het ek verloor en my lewe was net bad geweest en ek het gedrink van die oggend tot die aand toe. En op 'n tyd, omdat ek baie gewerk het, het ek ook nie meer geld gehad nie. So dan moet 'n man ons 'n plan maak want ek wil drink vandag. En so het ek kom van 'n baie klein dorpie af. En almal ken almal in daai dorpie. En so het ek die eendag, nou is ek was klaar, nie by myself nie, lekker gekuier, maar ek het nou nie 'n wat se naam nie. Ek het nou nie meer geld vir die volgende bottel nie. En dit pla my, mens, dit is so ver vervalle, jy wil net aankom met dit. En ek gaan na ons groot winkel toe, ons het net een groot winkel in die dorp. En ek gaan daarna toe en ek loop deur die winkel en ek steel 'n blok kaas, 'n groot blok kaas. En ek steek hom onder my
wat is hom, my trui weg, en ek is uit die winkel uit met hom, en ek gaan ruil hom om vir 'n goedkoop bottel drank. Ja, ek is baie trots op dit. Maar in elk geval, daai bottel het nie lank gehou nie, toe gaan ek terug, en die tweede keer word ek gevang, en dit is 'n klein dorpie, almal ken almal, en hulle sien hier word Fredo in die hand getrek, hier in die kantoor en agter in die winkel in. En die oom wat die winkel besit, ken my. Hy ken my ma, hy ken my pa, hy ken almal. So dit is het, maar baie oomblik voel ek ietsie, ek is nie by myself, so wat sal ek worry. Maar daai oom het nie die polisie gebel nie. Hy het my mense gebel, en die mense waarvoor ek werk, en gevra, yes, wat gaan aan met Fredo? En so dis hoekom ek kom daarop neer, dat daai oom ook gesien het, hy het die potensiaal in my. Hy het my geken, hy weet waartoe ek in staat. En God sien nie net die potensiaal nie, God ken die potensiaal, want hy het ons geskape. Iets wat baie keer verwaarloos is, beteken nie dat dit geen waarde nie. Dit beteken net, dat dit aandag, herstel en liefde nodig. Maar ook herstel gebeur nie oornag nie. Jy moet daai keuse maak. Ek het hierna toe gekom, en ek het gesê ek word hulp. So ek het daai keuse gemaak, en so het ek stadig maar seker begin bou aan dit. Daar moet hier en daar bietjie afgebreek word, oorgebou word, ontslaag geraak word van onnodige struikelblokke in jou lewe. Daar moet skoon gemaak word in daai huis. Al jou goedjies, jou slegte goeders moet weggegooi word, jou sondes moet uitgaan. En jy moet skoon maak, dit jou lewe mekaar kry, jy moet bekeer, en jy moet doop, en skoon gewas kom van die sonde. En hierso het Stanley vir my die bevestiging gegee, want ek het die boom gesien voor die plek, en te sien ek daai ou boom, en 'n boom lyk ook net so, as 'n boom so lyk, hulle het nie noodwendig net by sy blare en sy takke nie, maar die wortels, waar hy water kry. So wat uitgroei, is wat gaan uitstraal. So, mense sien die dooie takke, die droë blare, maar onder die grond is waar die probleem begin, by die wortels. So dit is ook so met ons lewe. Die dinge wat mense aan die buitekant sien, verslawings, aggressie, verkeerde keuses, alle verkeerde dinge, is jou wortels, en dit is wat daartoe lei, dan net meer en meer probleme toe, en dit is die vrugte wat op die einde van die dag, is 'n slegte en vrugte wat wys. So, daar het ek ook gekyk, in Galasiërs 5 vers 19, gee hy vir ons klomp wortels, die Here, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. En dit gaan aan, daar is baie. En dit is slegte dinge. As jy besig met daai dinge is wat uitkom. Dit is maar net die vrugte van iets wat dieper lê. Die wortels is waar die voeding vandaan kom. As die wortel siek is, sal die boom ook siek wees. So met die Here in ons lewe en met die Bybel en gebed, bou ons weer aan die huis. Volgende Jordan. So ons kom hier uit. Ons lig skyn na buite. Mense kan sien hoe ons lewe. Ons word geken aan ons vrugte wat ons dra. En as jy so lewe, dat jou lig uitstraal en met die Heilige Gees in jou hart, is jou vrugte, ons kan kyk Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Al die goeie dinge. Ek blok die dinge heeltyd, sorry julle. En oké, dan kom ek ook op die ding neer. 'n verlore huis is nie noodwendig 'n vernietigende huis nie. Dit kan 'n huis wees wat wag om weer opgebou te word. So sit ons almal en mense sien potensiaal raak in ons en ons kan die Here sien op potensiaal raak. Hy ken ons potensiaal en hy bou ons op.
So, moenie gaan down sit. Job was ook op 'n tyd op die aashoop gewees. En hy het reg gekom. Hy het sy lewe weer teruggekry by die Here en hy het nie moed opgegee nie. So moenie moed opgee nie. Bou aan jouself ook. So, jou lewe begin nie nou nie. Hy gaan net aan in die wil van die Here. Okay. Almal kan intrek in 'n verlate huis. Maar in die huis kan net een intrek en dis die Heilige Gees. Alright. Okay, dankie. Okay, dis maar 'n kort boodskap, maar ek dink dit maak dit die impak nogal moet. Dankie Stanley. Maar ja, okay. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek hier is vandag, Here. Here, dankie dat U my gebruik om vir ander mense 'n boodskap uit te deel, Here. Here, ons almal voel baie keer ons kan nie meer aangaan nie en ons wil net opgee, Here. Here, maar as ons net besef U is daar vir ons en U wil ons help. Here, ek vra dat almal vandag wat hier is, net dit in hulle harte sal neem die boodskap en by U voete sal rus. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Alright.